Baie welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 2 Julie 2025. Die teksgedeelte waarby ons vandag gaan stil staan is 1 Konings 19 vers 19 tot 21. Ek nooi jou om tuis te kom in hierdie oomblik. Ouder gewoonte kan jy 'n kers aansteek. Raak bewus van jou asemhaling, sit gemaklik en gee jouself 'n geleentheid om tot verhaal te kom. Bewus van God wat jou nou ontmoet. Hoe sal hy jou ontmoet? Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. In die vuur was die Here nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. Toe ek dit hoor, het ek my gesig bedek. Ek het uitgegaan en by die ingang gaan staan. Met eens was daar 'n stem wat vir my vra: "Wat maak jy hier?" Kom ons lees saam 1 Konings 19 van vers 19 tot 21 uit die 2020 vertaling. Elia het daarvandaan weggegaan en Elisa, seun van Safat, aangetref terwyl hy ploeg. 12 paare osse was voor hom aan die werk. Hy was self by die 12de paar. Elia gaan na hom en gooi sy mantel oor hom. Hy het die osse net daar gelaat, agter Elia aangehardloop en gesê: "Ek wil asseblief my vader en moeder met 'n soen gaan groet, dan sal ek u volg." Maar hy antwoord hom: "Gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen?" Hy draai toe om agter hom, neem 1 paar osse, slag hulle en maak die vleis gaar met die osse se trekgoed. Hy gee dit toe vir die mense en hulle het dit geëet. Toe maak hy gereed en volg Elia. Hy het sy helper geword. Teresa van Avila vra: "Hoe kan ek behulpsaam wees?" Om hierdie vraag behoorlik te beantwoord, draai Ronald Rolheiser na Johannes van die Kruis. Volgens die bekende mystikus het ons 3 uitdagings wat op elke mens wag. Die eerste uitdaging of fase is om jou lewe agter mekaar te kry, wat Rolheiser dan noem basiese disippelskap. Hierdie fase fokus op die fundamentele lewensfase, dikwels geassosieer met jeug, waar individue worstel met die vestiging van identiteit, roeping en basiese geloofspraktyke. Ek wil asseblief my vader en my moeder met 'n soen gaan groet, dan sal ek u volg, sê Elisa vir Elia. Dink na aan alles wat op jou tafel lê. Al die dringende en die belangrike goed. Die dinge wat jou verhoed om te volg, om te doen wat God van jou vra. Goed wat eers afgehandel moet word. Goed wat uitgesorteer moet word. Wat is dit wat nou so op jou tafel lê? Die tweede fase is om jou lewe weg te gee.
Dit word genoem volwasse disippelskap. In hierdie fase, tipies geassosieer met middeljare, verskuif die fokus na onselfsugtigheid en vrygewigheid. Dit is om verder te leef as bloot net jou persoonlike behoeftes of jou eie hartseer, jou obsessies en ook jou wrokke. Hy draai toe om agter hom, neem een paar osse, slag hulle en maak die vleis gaar met die osse se trekgoed. Hy gee dit toe vir die mense en hulle het dit geëet. Toe maak hy gereed en volg Elia. Hy het sy helper geword. Dink na oor waar jy weet jou lewe op die oomblik 'n waardevolle bydrae bied. Wie is van jou afhanklik? Vir wie sorg jy? Wie kom sit aan jou tafel? Vir wie voed jy? Vir beide hierdie fases is Andri Silje se waarneming gepas. Disippelskap is 'n menslike leefwyse wat uitgewerk word in die harde werklikheid van werk en eet en sukkel om te oorleef. Die laaste fase word radikale disippelskap genoem. En dit is om my dood weg te gee. In wese beteken dit die volgende: hoe ek sterf, laat 'n nalatenskap agter. 'n bepaalde gees wat of voed of spook by diegene wat agterbly. As ons sterf in bitterheid en woede, nie in vrede met ons geliefdes, onsself en met God nie, sal ons 'n gees agterlaat wat meer giftig as voedend is. Aan die ander kant, as ons versoen en in vrede met ons geliefdes, die wêreld en met God sterf, sal ons soos Jesus 'n gees agterlaat wat voed, verwarm, troos en aan ons geliefdes 'n heilige toestemming gee om in vrede te leef. Hoe ons sterf, kleur ons nalatenskap. En daardie nalatenskap is of 'n geskenk of 'n las vir die wat ons agterlaat. Dink aan al die kere in jou lewe wat iets tot 'n einde gekom het, waar jy die mantel moes neerlê, waar jy die stokkie vir iemand anders moes aangee. Dink aan die afsluit van die hoofstukke, die trek lorries en die leeneste. Dink aan hulle wat moes agterbly, nadat jy moes aanbeweeg het.
Lees ons verder aan die verhaal van Elia en Elisa, dan echo hierdie radikale disippelskap in hulle storie met mekaar. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy hê moet ek vir jou doen voordat ek van jou af weggevat word? Elisa het geantwoord, mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Toe sê Elia, dis 'n moeilike ding wat jy vra. Terwyl hulle gesels verder gegaan het, was daar skielik 'n wa van vuur met perde van vuur wat hulle twee van mekaar geskei het. En Elia is in 'n stormwind op die hemel in. Toe Elisa dit sien, het hy uitgeroep, my vader, my vader. Toe Elisa nie meer vir Elia kon sien nie, het hy sy klere gevat en in 2 stukke geskeur. Hy het die mantel wat van Elia afgeval het opgetel en weer op die wal van die Jordaan gaan staan. Toe die profete van Jerigo, wat 'n entjie daar vandaan gestaan het, om sien, het hulle gesê, die gees van Elia rus nou op Elisa. Mag jy wat jou bes doen om jou lewe agter mekaar te kry, hoor hoe hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Mag jy wat 'n lewe van waarde soek, hoor hoe hy sê, neem my juk op en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart. En mag jy wat moet oorgee en aangee, hoor hoe hy sê, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Amen.